Ons gaan vandag so saam in die nagmaal so bewus wees dat die Here ons God wie ons dien het ons verlos. Hy is ons saligmaker. Hy is die een wat vir ons die Gees gegee het. En saam met alles wil ek net sê ek wil bly wees en ek wil juig dat dit met my gebeur het. Ek is verlos van die dag verlos aan sy so bly. Toe die heilige Gees op my hier down van jy skap sy so bly. Ek is verlos van die dag verlos aan sy so bly. Baie dankie vanmôre dat ons dit kan betuig vanmôre deur ons lofsange. U ons sonde las het u vir ons gedra. Mag ons in alles deur maar net kan verklaar vanmôre ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat dit vir ons moontlik gemaak het. Dankie Vader. Aan God al die eer en God gedoen.
dankie. Dit is vir ons 'n voorreg om aan U te bring al die lof en die eer, want U het vir ons wonders gedoen, Here. Wonders om my hand te neem, wonders om my uit die moddersluik uit op te trek. Wonders, Here, wonder bo wonder. Dankie dat ons maar net kan opgewonde wees dat ons het 'n God wat met ons bemoeienis wil maak. Ons bid dit vanmôre alles in Jesus naam. Amen. Amen. Loof die naam van die Here. Amen. Ek wil vanoggend gesels. Heb ek eers gehoor, wie het nog nie ons advertensie gekry nie? Ons een wat ek in die oggende uitstuur of in die aande uitstuur. Dan het ek vanaf gesê, die een wat ek julle uitnooi om vir hierdie samekoms. As julle hom nie kry, dan moet julle regtig vir my sê. Dan gaan koop ek vir jou 'n nuwe selfoon en gee my bomme. Halleluja, halleluja. Maar dit gaan op 'n klip soos wat Paulus met die Filippense deel. En wat hy met hulle deel is dit wat u en ek regtig in ons lewe wil hê, wil sien, wat moet werk. En dit is wat Paulus vir die Filippense sê in Filippense 1 vers 6. Hy sê hy begin het. Ja. God in ons 'n goeie ding begin. En wanneer ons dit kan erken, dan kom die volgende gedeelte so spontaan na vore. Sal, hoor, sal, groot letter, as jy jou Bybel beheer, maak so 'n groot kringetjie om, sal dit voleindig tot op die dag van Christus Jesus. Dit wat God mee begin het beloof hy sal klaar maak met ons. Totdat ons Jesus
op die wolke sien kom. Jesus sê in Johannes 17:11, Heilige Vader, Heilige Vader, hoor hoe roep hy hom aan, nie? Bewaar in u naam die wat u my gegee het. Maar wat sê hy vir die Filippense? Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig. Nou sê Jesus, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Hoe kosbaarheid is dit nie? Ons is nie net mense nie, ons is nie maar gered en gelaat staan nie. Die Here wil met ons 'n pad stap. En hierdie pad is vir my so 'n kosbare pad, dat ek nie kan anders as om te sê dat elkeen van ons besit 'n oorwinnaarsstatus. Ons is iets, nie om in die muur te kap nie, maar hier op jou hart dit te kan bely, dat ons 'n oorwinnaarsstatus het. Jy sien, Jesus het as gevolg van sy Vader se opdrag in elkeen van ons se lewe opgedaag. In elkeen. Of ons nou sondaars was, en of ons hom nog nie aangeneem het, hy's daar, hy het in ons lewe opgedaag, en as gevolg van sy lewe op aarde, en sy kruisdood, wat vir ons vergifnis, wat vir ons vryspraak gebring het, kan ons hierdie oorwinningsstatus gebruik, en met hoofletters uitroep, die Here wat ek dien, is wonderbaar. Hoofletters. Met ander woorde, as ek praat vanmôre van hoofletters, dan sê ek met vrymoedigheid. Ek sien skaam oor die werk wat die Here in my lewe gedoen het nie. Nou, elkeen van ons wie gelowiges is 'n wenner. Glo jy dit? En as jy nog nie 'n wenner is, en dit beteken ek moet begin iets doen. My geloof getuig dan teen my dat ek nog nie Jesus Christus aangeneem het as my persoonlike verlosser en saligmaker het. Dit maak nie saak wie ons voorheen was nie. Dit maak nie saak waar ek voorheen was nie en waar ek vandaan gekom het nie. Dit bring my net na die gedeelte in die Bybel wat vir my die heel mooiste is en sal bly. Kyk, alles het nuut geword. Die ou dinge is verby. Die ou dinge is verby. Ek het nuut geword in my Here. Is dit nie vir julle ook 'n baie mooi skrif nie? 'n baie mooi belydenis wat so amper namens ons gedoen is. God het ons koningsseuns en koningdogters gemaak. Want die oomblik toe ons aan hom aanneem, toe gebeur hierdie dinge. So ons is nie 'n warmpie Jakob nie, ons is 'n opgewonde klomp mense wat weet wie en wat die Here Jesus se betekenis vir ons is. En wanneer ons dan nou die Here Jesus volg, hoor dan nou vir my, kan geen sterk wind, kan geen aanval ons skei van die liefde van die Here nie. Niks hiervan kan ons verslaan nie. Ek wil net vanmôre met julle gesels oor die opgewondenheid om kind van God te wees. Wat het ek in my Here? Wat is so belangrik dat ek om so alles wil gee? Daar kom daar wat ons neergeslaan word. Wie is nog nie neergeslaan nie? Wie het gevoel asof hy weer by 0 moet begin? As hulle daai groot speletjie speel, as hulle gaan terug na die begin toe, en jy mag nie eens R200 eis nie, teruggeslaan, jy's platgeslaan op die grond, dit met ander woorde, jou lewe is geskit, en op die einde van die dag het jy kneesplekke opgedoen, wanneer die wêreld van ons is rof, hy los jou nie onaangeraak nie, iewers in jou lewe gaan jy loop met pleisters, en wanneer ons ooit in ons lewe mag wonde opdoen
as gevolg van wêreldsomstandighede, of as gevolg van my eie omstandighede, my eie toedoen, moet ek altyd weet, ek is nooit verslaan nie, want die Here wie ek dien is wonderbaar. Hy sal altyd met my wees. En om ons te help om hierdie dinge te verstaan, hoor wat sê die woord van die Here. 1 Johannes 4 vers 4, nee. Julle is uit God my kinders. Is dit nie wonderlik? Maak nie saak wat die wêreld aan my doen nie. Julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter en sterker dan die hele wêreld is. Is dit nie mooi nie? Die Here wat ek dien. Johannes 16 vers 33 kom die Here Jesus en hy sê dit self. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede maak. Het ons nie vrede met mooi woorde wat die Here sê, moenie stres nie. Staan stil. Bedink die dinge wat daar bo in die hemel is en nie die dinge op aarde nie. Nou hoor wat sê hy, in die wêreld sal julle verdrukking hê. So, korrigeer die Bybel homself, is hulle saam in een, verstaan die Bybel homself, absolute, maar hy verstaan ook vir ons, want daarom sê die Here, hou goeie moed. Hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. Hoe die Here Jesus dit reg gekry? Aan die kruis. Aan die kruis. Wanneer ons huise dan buite orde raak, en wat maklik kan gebeur, dan beteken dit dat ons intimiteit, ons verhouding met God het minder geword of afgeskakel. Dink 'n bietjie daaroor. Ons sê, Jesus, die hel is los in my huis. Wat het gebeur? Omdat ons verhouding met die Here nie meer is wat dit moet wees nie. En daarom loop ons die gevolg van al hierdie dinge, die risiko om dan te kan sê, jy het die Here in jou lewe vergeet. Dis 'n risiko wat ons loop. En die woord van die Here sê, ons moenie vergeet nie. Jy is reeds 'n oorwinnaar. Moet dit nie vergeet nie. Moenie laat die dinge jou plat slaan nie. En as dit gebeur, weet, dit kom so, dat baie keer as die ou spreekwoord sê, ja, maar hulle kom almal so in 3, laat hulle kom in 4 en 5, net soos wat hulle wil, nie, maar die woord van die Here sê, die oomblik as ons begin konsentreer op die negatiewe, as ons begin konsentreer op die probleme en die moeilikhede wat daar in jou lewe is, dan moet jy begin weet. As jy begin konsentreer op die pyn in jou liggaam, dan moet jy begin weet. En is dit maklik? Ek meen, daai toon klop, nee, harder as wat jou hart klop, nee, en nou sê die woord, vergeet van hom. Dink aan jou Skepper. Dink aan hom wat al hierdie dinge vir jou kan invry maak. Dink aan hom, gee hom eerste die eer, en dan gaan hy vir die toon sorg. Geen terugslag is die moeite werd om ons Here te los nie. Want baie van die mense sê sommer, o ja, nee, ek sien 'n nederlaag van ver af kom, nie? Ek sê, jy is vanoggend vir Eila dat, weet wanneer ons so oulik voel, of nie lekker voel nie, of maar net vol geite is vir die dag nie, dan sê ek voel nou soos daai ou wat maandag al vir die pastoor bel en sê, ek dink ek gaan Sondag siek wees. Ons roep die dinge wat nie bestaan nie. Ons gee dit 'n naam. Ons maak daai berg wat nie net kan groei nie, ons laat hom groei. 'n nederlaag in ons lewe is nooit ver nie. Dit voel of hy net so om die hoekie vir ons loer, nie? Want dis hoe Satan ons wil hanteer. Maar omdat ons in oorwinning staan, my liewe broer en suster, staan ons op die regte plek. Ons staan op 'n versekerde plek. Ons staan in die naam van Jesus Christus, staan ons in 'n verhouding met God. Hy wat om die hoek loer, om te sien wie hy kan slag en verwoes, is niks teenoor die Vader
wat in alle heerlikheid, sy vreugde en sy blydskap met ons wil deel. Ons vergeet baie keer om te sê dat, Here, ek weet waar ek vandaan kom, maar ek weet ook waantoe is U met my op pad. Kyk, ons wil net die eerste deel onthou. Maar wat sê die woord? Ons moet vergeet die dinge wat verby is. Die ou dinge is verby, sê die woord. Ek moet altyd nou net dink aan waarheen is die Here met my op pad. En die dinge wat die Here met ons op pad het, lê hier binne ons, saam met die Heilige Gees. Hoor wat sê Jesus vir ons in Johannes 17, verse 6. Hulle het aan U behoort. Jesus sê, ons het aan God behoort. Nou sê hy, en God het ons aan Jesus gegee. Wat sê dit vir my? Aan wie behoort ons? Ons behoort aan U. Sê vanmôre, ek is syne. Ek is aan iemand gegee wat gelykstaande is aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek is aan iemand gegee wat nie wil hê dat ek nou verlore moet gaan nie. Hoor wat sê in die B-gedeelte van vers 6. Want hulle het U woord bewaar. Nou moet ons weer begin terugblaai. Waar staan ek in my lewe? Want Jesus sê, ek het God se woord bewaar. Is dit so? As dit nie so is nie, dan blaai ek maar net terug om te sien waar het ek die verkeerde pad gestaan, of waar het Jesus gaan stil staan. Ek gaan hom vind, daar waar ek hom gelos het. Die mooi woorde, ek is sy kind. I'm your child, Lord Jesus. Ek is sy kind. Jesus, ek het jou opgelig. Jesus, ek het jou bewaar. Wat kan ons nog sê van Jesus? Wat het hy gedoen, dat ek aan hom soveel eer en heerlikheid wil toesing? Wat ten spyte van alles, het hy vir my so lief, alhoewel ek op 'n stadium die handdoek wil omgooi. Hoeveel keer waar ons al die handdoek omgooi? Maar Jesus sê in verse 9, Vader, ek bid vir hulle. Hoe kosbaar. Nie dat daar net vir my verwag word, hoe lyk jou gebedslewe, bid jy ook vir God en jy laat jou hom toe in jou lewe, maar Jesus sê eers onthou, ek bid vir julle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het. Is dit nie 'n baie pragtige, duidelike woordkeuse wat die Here Jesus maak om te sê, omdat hulle aan U behoort het, bid ek vir hulle wat U van my gegee het. Met ander woorde, daar's iets kosbaars in my, en dit is hoekom die Here soveel moeite met ons wil doen. En as die Here met my soveel moeite doen, wat moet ek met my buurman en my buurvrou en my kind, my kleinkind, wat moet ek met hulle doen? Ek moet elke dag hierdie dinge sien as iets waarin ek my kan herinner, nie waar ek was nie, maar waar ek nou is, saam met my Here. Ons oorwinning is nie deel van die skuld wat ek gehad het nie, wat deel is van vergeet die dinge wat agter is nie, maar ons oorwinning is in die dinge wat verby is. Met ander woorde, saam aan die oorwinningskant waar Jesus aan die kruis gaan het. Saam het ons hierdie dinge wat ons nou beleef en kan sê, ek het die beloofde seën van God nou met my, sy Heilige Gees. So ek is nie net leeg gemaak nie. Ek is weer gevul. Ek het iets om oor na te dink nou. Dis hoekom mense nie kan verstaan wanneer ons in diep water is. Mense kan nie verstaan, jy is nou so pas in 'n groot storm, hoe werk die vertroue wat jy nog steeds in jou God het? Jy's platgeslaan, maar hoe is dit dat jou geloof nog sterk bly aan die ander kant? Hoor wat sê Jesaja? Maar die wat op die Here wag, kry
nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie maat nie. Die wat op die Here wag. En ek kan in Christus in enige omstandighede die einde van wat ook al verhaal waarin jy is, kan ons sien. Maak nie saak jou verhaal, maar in Christus sien ons die einde. In Christus sien ons hoe die seëninge op ons gaan neerdal. In Christus, omdat hy ons dit beloof het, dat ons is geseënd. Paulus skryf ons in Romeine 8:31, wat sal ons nou van hierdie dinge sê? Dit voel vir my partykeer of ek altyd so moet werk. Trots, brag. Wat sal ons van hierdie dinge sê as God vir ons is? Wie kan teen ons wees? Daarom sê Filippense 4:13, daarom is ek, daarom is ons tot alles in staat deur Jesus Christus wat aan ons die krag gee. Maar daar bly 'n vraag vir ons. Die vraag sê, ken ons die Here regtig soos ons hom behoort te ken? En ons moet nie nou hier trots op staan nie. Maar die Here is die wat eerste sal laaste wees. Die wat laaste sal eerste wees. Bedoelende nou vanmôre om te sê, Here, ek ken U, maar nie soos ek U behoort te ken nie. Ek vertrou U, maar ek vertrou nie soos ek U behoort te vertrou nie. Maar daarom kom die Here, hy los ons nie platgeslaan nie. Hy los ons nie met 'n vraagteken wat jy nou moet, met 'n vraagteken hier moet uitgaan nie. Hy sê, ek gaan julle help. Hoor wat sê hy in Jeremia 24 vers 7. Dis so 'n mooi vers. Hy sê, ek sal julle help. Ek sal hulle 'n hart gee om my te ken. Hoor, jy gaan nie in die donker net wil wandel nie. God sê, ek gaan jou help. Ek gaan jou help om my te ken, dat ek die Here is, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. God het hoop vir ons. Net die eerste dele moet ons ken. Die eerste beginsels van God moet ek verstaan. Die eerste liefde wat hy uitgedeel het, moet ek in my hart bære. Dankie baie daarin. As 'n ou koortjie wat sê, you more than miraculous. Is dit nie 'n mooi woord nie? Lord, you more than miraculous. You more than wonderful. You're my counselor, mighty God, and the Prince of Peace. You're more than amazing, mighty in working, more than miraculous. Is dit nie wonderlik? You're more than miraculous, more than wonderful. You're my counselor, mighty God, and the Prince of Peace. You're more than amazing, almighty in working, more than miraculous. Jesus, my Lord, you're more than miraculous. Oh, more than wonderful. You're my counselor, mighty God, and the Prince of Peace.
You more than amaze. Yes, mighty in working, more than miraculous. Jesus, my Lord. Hallelujah. More than miraculous. Meer as wat die verstand dit kan verduidelik. Daarom wanneer die Here Jesus ons uitnooi om te sê, ek nooi julle uit om op my tafel te kom sit. Want dit wat julle hier gaan ervaar, is juis my liggaam wat vir julle gebreek is. Ek het al hierdie dinge vir julle kom moontlik maak. Ek het dit vir julle kom wys. Daarom is dit lekker om te sê, ek verstaan, ek verstaan, ek verstaan. Nag waarin die Here die brood geneem het, hy gesê, ek breek dit. Dan sê hy ook, neem eet, dis my liggaam wat vir jou gebreek is. En wanneer die Here sê, dis my liggaam wat vir jou gebreek is, dan moet jy weet, hy het eers die pad gestap. En die pad wat hy gestap het, was nie maklik. Die pad wat hy gestap het, moes daar op die einde van die dag vir hom gesê word, nie gesê word nie, maar sommer hulp gegee word om sy kruis te dra. Dankie Here. Dankie dat U my wonderbare God is. Dankie dat U heilig en algenoegsaam is vir my. Loof Koning Jesus. Dankie Here dat ons so aan die tafel kan sit vanmôre. Dankie dat die brood, Here, wat U vir ons gebreek het, vir ons 'n verstaanbare breek is. Ons maak aan my nie saak wat ek sê of doen nie. U is my Here. U is wonderbaar. U is die prins van vrede in my lewe. Loof die heilige en kosbare naam. Neem eet, sê die woord van die Here. Dis my liggaam. Dankie Here dat ons so deel kan hê aan hierdie tafel. Deel kan hê aan U, o Here. En daarom kan ons sien waarom U bedoel het na die ete. Die gesê dit is my bloed. Dit is die nuwe beker in my testament wat ek aan julle geskryf het. Dis vir die verlossing van skuld. Om ons vry te maak. Dis 'n seël wat op ons lewe geplaas is. Daarom is die Here so opgewonde wanneer hy sê neem, drink hierdie beker. Dis die beker van verlossing. Dis die beker van vrymoedigheid wat ons nou het in Jesus naam. Dis die beker wat ons kan sê wat vir my so in guns is om alles wat in die wêreld my bied in die oë te kan kyk. En sê wat ek is meer as 'n oorwinnaar. Here, wat U bloed het vir my gevloei. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is skuldvry. En alles wat ek nou kan doen, claim ek. Of dit pyn is, of dit 'n siekte is, ek kan dit eis omdat die bloed van Jesus vir my gevloei. Omdat wat ook al mag wees in my lewe, die bloed van Jesus Christus het 'n seël op alles geplaas. Daarom bly hy wonderful, mighty, and the Prince of Peace. Prys sy heilige naam. Loof die Here.
Loof sy heilige naam. Judas hier reg op ons af te sluit. Die tafel af te sluit. Halleluja. Loof sy heilige naam. Dierbare Here, ons vanmôre in woorde wat ons uitdruk om U te beskryf en almagtigheid en die teenwoordigheid van U in ons lewe. Sal ons nie woorde hê nie. Ja, dis waar. Maar ontvang net vandag weer die lof en die aanbidding wat U toekom. Baie dankie dat U vir ons die prys betaal het. Ja. Baie dankie dat ons vanmôre in oorwinning kan staan en weet dat ons kinders van U is. Vrygekoop deur die kosbare bloed. Dankie Here dat ons ook met autoriteit kan staan. Dat geen mens teen ons kan kom, omdat ons kosbaar is. En dat U ons geruk het uit hierdie wêreld uit, en ons geplaas het op die rots Jesus. Amen. Ons aanbid U vanmôre, Here, en ons sê vir U dankie vir die wonderlike voorreg om na die wonderlike woord vanmôre, die geseënde woord vanmôre te kom luister. Gaan met elkeen, seën elkeen en maak ons net in die dag meer bewus van ons is nie alleen nie. Ons stap in oorwinning omdat Jesus Christus in ons lewe is. Amen. Amen. Prys die naam. Loof koning Jesus. Terwyl ons op die wag vir tieners of vergawes, net soos die Here dit op jou hart lê, en ek is so opgewonde om te sien wat die bydraes is, nie in persoon nie, maar die bydraes is oor die algemeen, en dit maak my nogal opgewonde om te weet dat u verstaan, dat om vir die Here te gee is 'n prioriteit in ons lewe. Dit is 'n prioriteit. Prys die naam. Hy is die leerling van die dale, hy is die Jesus, hy is die kunst, geboren ster, hy is die Jesus, hy is die leerling en my ziel, hy is die koning van my lewe, nou sy kerk, my lof nie, dat kom in brand. Leerling van die dale, hy is die Jesus, hy is die kunst, Here, mag dan die vrede, die liefde en u guns op ons, Here, dan met ons wees terwyl ons so uit mekaar gaan, Here, en wetende dat u elke dag met ons is. Amen.